Here, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend. Here Jesus, koning van konings, om voor U stil te raak nie. Here, my gebed is, kom praat, ons sal luister, kom beweeg ons harte tot eer van U, Here. Here, ek bid vir 'n profetiese woord vir 'n tyd soos vandag. Ek kom bid, Here, dat U tussen murg en been by elke persoon sal insny vandag, Here. Maar dat ons sal weet dat U met ons gepraat het, Here. En U alleen. Ons harte behoort aan U. En dankie vir die Heilige Gees in ons. En wanneer dit U is wat praat, Here, sal dit in ons harte spring, sal ons beleef hierdie is lewe. En ek kom bid vir lewe in hierdie plek vandag. In Jesus naam. Amen. Asai. Great. Goeiemôre almal. Dit is regtig lekker om julle almal te sien en ek sê vir die span vanoggend, dit voel of hulle kuier soos mense wat mekaar Kersfees laas gesien het, soos daai Kersfees by mekaar kom. En dis wat familie doen, dis wat ons geniet. Volgende ek 'n baie spesifieke woord vir jou en spesifiek rondom die tyd en waar ons in is en ek wil graag hê dat jy mooi sal luister en sal onderskei, want die Here wil iets met jou deel. Ek wil begin met die volgende. En weet 'n mate van bekommernis net in jou hart oor wat oral in die wêreld aangaan. OK? As jy nie het nie, as jy of blind, doof of net, ek weet nie. Verstaan? Jesus. Dalk het jy engele wat jou besoek en jy's OK. Maar vandag wil ek vir jou 'n woord gee. En is interessant, ek was gister in Pretoria en gisteraan teruggevlieg en ek het die fout gemaak om die Bulls game te gaan kyk gisterand in Pretoria. Toe vlieg ek saam met die Stormers terug. Halleluja. En toe ek verby hulle stap, toe chirp hulle my. Okay, ek het eers gechirp, maar julle hoor wat ek sê. Nou baie stadium het ek nie my Blue Ball trui aangegaan. Ek het net iets gesê van julle het gewen en nou is my dag opgeneem, verstaan? En toe sê hulle klomp goed en toe gaan trek ek my Blue Ball trui aan en toe vlieg ons die hele pad terug en gesels met mekaar. Maar nou is daai demoon verby, nou kan ons agter dit kom. Amen. Ek wil hê dat daar iets in jou hart vandag net moet gebeur. Jy moet ietsie skuif vandag. Dat die Here het 'n antwoord vir die tyd en seisoen. Hallo? Die Here het 'n antwoord vir vandag. En as jy profeties vanoggend kan luister, wat ek eintlik wou sê oor gisterand is, so op Johannesburg internasionaal krag gaan af, ligte gaan af. Ek het nog nooit so gesukkel om 'n vlug terug te kry nie. Ons het 'n vlug gehad, maar ons moes agterdeur, was net chaos. Daar was chaos in die gees die hele tyd. Ek sê bestaan nie vir ou, ek kan nie hierdie vlug mis nie. Ek preek môreoggend. Vanoggend tegnies oral chaos. Dis alles bom uit, niks wil werk nie. En hoekom voel ek dit? Ek voel die vyand wil nie hê jy moet vanoggend hoor nie. Want hierdie gaan profeties vir jou so sin maak, dat jy gaan nie uitstap en sê, okay, as ek hierdie reg kry, gaan ek okay wees in hierdie tyd en hierdie seisoen. So alles wat ek vanoggend met jou deel, is profeties. Maak dit sin? So as jy al ooit wakker was, wees nou wakker. As jy nie is nie, moenie nou koffie gaan haal nie, is te laat. Maar jy hoor wat ek sê. Ek wil met jou gesels oor jou bonatuurlike offer in hierdie tyd. Jou bonatuurlike offer in hierdie tyd. En wat probeer ek by uitkom? So kom ons begin net daar, voor dit te gekompliseerd raak. Ons sien twee voorbeelde in die Bybel. Eerste, Dawid en tweede, Saul. Saul bring 'n offer aan die Here in sy vlees. Nou wat wil ek in dit vir jou sê? Jy kan in hierdie tyd kom en jy kan sê, "Jesus Here, ek weet nie wat gaan ek doen nie. As ek daai verkoop of as ek daai kredietkaart vat of as ek hierdie ekstra skuld vat of dit of dit of dit." Daai is alles goed wat jy uit jouself uit doen. Hallo? Saul versterk hom in homself, versterk hom en hy sê, ek hou myself sterk en ek gaan hierdie tyd storm. Dis nie wat jy wil doen nie. Dis nie wat jy wil doen nie. Dawid kom aan die ander kant en hy sê wat?
Ek versterk myself aan die Here, in die Here. Met ander woorde, ek wil die Here nou kom hoor. Ek wil nader trek aan die Here en by hom hoor wat ek moet doen en dan uit daai plek uit wil ek reageer. En wat gebeur? Die verskil tussen die twee is, die een word die volgende koning en die ander een verloor sy koningskap. Baie keer kom ouens by my en ek sê vir hulle, luister, as jy vir my, Jace, ek is deur hierdie moeilike tyd en dit en dat het gebeur. Ek dink net terug aan COVID. In COVID sê die Here eenoggend vir my, maak die kerk oop. Ek sê, Here, maar die regering. Hy sê, ek is jou God, maak oop. Ons maak oop dat hulle die kerkie bo ons 2 keer toemaak. Dan ry die polisie verby ons. Hulle kyk vir ons waai vir hulle en hulle sien ons nie. Wie onthou, weet by die hek, ons staan by die hek en waai vir hulle kyk so vir ons en sê, ek is soos, hier is iets fout. En niks die ander kerke nie, maar ons het 'n woord gehad. Ons het in 'n tyd van benoudheid ons oor teen die Here gesit. Ons het uit daai plek uit geraak, beweeg. En ons getuienis vandag, en ek sê dit gereeld, ons het uit ons 1000+ lidmate nie een ou aan die dood afgestaan nie. Die natuurlike het die bonatuurlike geword. Jou bonatuurlike offer in hierdie tyd is gehoorsaamheid aan God soos nog nooit tevore nie. Jy versterk jouself in hom. Jy hoor wat hy vir jou sê. Jy druk in by hom. Jy gesels met hom. Jy sê, Here, wat doen ek? En dan sal dit wat die vyand wil doen, vir jou opeindig in 'n vermeerdering en 'n verbetering. Ons het in COVID hierdie kerk gebou. Want julle almal het baie tyd gehad. En in daai plek van opsomming wil ek begin en vir jou 'n paar skrifte gee wat ek wil hê jy moet aandink. 1 Samuel 30 vanaf vers 6, blaai vir my sien toe. Vanaf vers 6, so Dawid, hulle kom terug by hulle stad, en wat gebeur is, hierdie stad is geplunder, hierdie stad is verwoes, hierdie stad, sy vrou is gevat, sy kinders is gevat, die manskap is, die hele families is gevat. Ek wil nou vir jou sê, as jy in 'n tyd soos vandag nie die Here hoor nie, gaan die vyand vir jou steel. Hallo, is julle wakker? As jy nie die Here hoor nie, gaan die vyand vir jou steel. Maar wat doen Dawid dadelik in 'n tyd van benoudheid? Baie eenvoudig. Vers 6, en Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Nou, as jy Dawid se manskappe ken, dis nie lekker ouens nie. Okay? Dit is lekker ouens, maar hulle is nie lekker nie. Ek dink die fliek 300 lyk soos 'n filletjie teen Dawid se manskappe. Wie klim vir pret van 'n berg af om 'n leeu dood te maak net om te wys jy kan? Ek weet al die greenies is nou soos hy het 'n leeu doodgemaak. Okay, maar punt is daai tyd. Die leeu het jou doodgemaak of jy het hom doodgemaak. Ek dink hy wil net sy gesin beskerm het. Die Filistyne kom en hy slaan soos 'n 1000 van hulle dood. Verstaan jy? Dis nie die tipe ouens vir jou chirp in 'n vliegtuig nie. Dis manne. En Dawid het dit baie benoud gehad. Ek was glad nie benoud nie. Want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seun en sy dogter. En Dawid het homself versterk in die Here sy God. Hy kom en hy versterk homself in die Here sy God. Hy versterk homself. Hy gaan sit by die Here. En net na dit sien ons hoe Dawid gaan sit by die Here en hy vra vir hom raad. My vraag is, ek glo dat ons in 'n tyd van vermeerdering is. Okay, hoor gou mooi. Jacy, wat sê jy? Ek glo dat die kerk van God in 'n vermeerderingstyd gaan beleef. Dit gaan met ons beter gaan as ooit tevore. Want uiteindelik kan die bokke van die skape geskei word. En uiteindelik kan dit nou van die natuurlike na die bonatuurlike toe gaan. Uiteindelik kan nou goed gebeur wat jy dink, hoe dit gebeur.
Must be God. Wie's opgewonde oor vandag? Come on, Gideon's bende. Come on. Ek is opgewonde oor 'n tyd soos vandag. Ek is soos Here, hoe gaan ons hierdie doen? Hoe gaan ons hierdie doen? En ek glo met alles in my, daar's 'n tyd van vermeerdering. Wat gebeur met Dawid? Kom ons kyk gaan na Saul. 1 Samuel 13. Die bril is net weird, as ek hom opsit kan ek julle nie sien nie. 1 Samuel 13:11. Is julle daar? Dalk is dit 'n goeie ding, dalk spaar die Here my julle gesigte. As ek iets kontroversieel sien, want nou lyk julle almal vir my so 'n bietjie blurry. Ek kan nie mooi sien of jy jou gesig trek, vir jou koppie skud, verstaan? Ek dink dis die Here. Hy het hierdie bril vir my gegee. Die bril van sien net my wil en vergeet van hulle. 1 Samuel 13 13:11. Daarop vra Samuel: "Wat het jy gedoen?" Nee, hy vra vir Saul: "Wat het jy gedoen?" Samuel was die profeet van Saul, nee. En Saul sê: "Ek het gesien dat die manskappe verstrooi raak van my af. En toe u nie kom om op die afgespreke tyd nie, terwyl die Filistyne in Michmas bymekaar kom, Michmas, nê? Het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal. En ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring." So wat sê hy? Ek wil nie verskil sien. Dawid is benoud en hy versterk homself in die Here. Nee? Saul is benoud en hy sê ek hou myself sterk. Moet jouself nie sterk hou in 'n tyd soos vandag nie. Hoor gou wat ek vir jou sê, moet jouself nie sterk hou nie. Versterk jouself in die Here. Hoekom dink julle doen ons iets soos leer ken sy stem? Want ek het niks om op 'n Dinsdag te doen en ek mis julle. Hæ? Dis my midweek braai saam met julle. Nee, dis om jou op te rig om die stem van die Here te erken sodat jy hom kan hoor en jouself kan versterk. Sodat jy oorwinning kan kry. Onthou wat ons hier doen, ons is 'n weermag. Ons is 'n Gideon's bende. Ek is hier om jou op te rig. Ek is nie hier om jou die hele tyd vas te hou en vir jou te sê alles is oukei nie. Ek is hier om jou te skop op jou dinges en te sê word wakker, ons is in 'n oorlog. Maar jy sê daar's 'n wêreldoorlog op pad, whatever. Daar's al lankal 'n wêreldoorlog in die geesriem. Van ons het net weggekry agter in 'n kamertjie en gemaak of alles oukei is. Dis chaos in die geesriem reg rondom ons, soos nog nooit tevore nie. En die koning van lig en duisternis, die koninkryke van lig en duisternis staan te mekaar op en jy het waaragtig nodig om die Here te hoor. So my vraag is, wat se woord het jy in hierdie tyd en seisoen? Wat sê die Here vir jou? Of is jy besig om valse offers vir hom te bring? Wat 'n valse offer? Jesus, as ek net daai huis kan verkoop en daai kan doen en daai as ek hierdie skuif en daai Mamma, ons moet 'n plan maak. Ons kan nie so baie gaan eet. Ek weet nie wat se goed wat jy aanvang wat stupidity op hierdie oomblik is nie, nê? Nee? Maar ek wil vir jou vra, wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir jou? Want jy sê ek kan nie die Here hoor nie, want dan kom jy vorentoe die bedieningspas saam met jou bid of jy hou op bly wees en jy kom na Dinsdag toe dat ons jou oprig. Hallo, want is net die woord van die Here wat jou gaan versterk en vir jou vermeerdering gaan bring. Nou moenie fout maak nie, ek word met dit daagliks gekonfronteer, want dit is my werk om seker te maak dat die kerk se deure oop staan. Dat jy 'n plek het om na toe te kom. En dan raak jy bang en dan tree jy bang op en dan raak ons bang. Nee, ons gaan nie. Ons gaan in hierdie tyd vermeerder. Ons gaan in hierdie tyd die koninkryk bou. Ons gaan in hierdie tyd vooruit gaan. O, Here, help hulle met daai amen. Help hulle ongeloof of hulle stemme, ek weet nie wat moet gebeur nie, maar om te skei wees. Maak dit sin?
13 en 14, baie interessant. Wie glo dat hy 'n koningskind is? Wie glo dat jy 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus is? So uit daai plek uit, wat moet gebeur? Baie eenvoudig, jy moet in jou koningskap, jou kindskap beweeg. Jy moet beweeg as 'n kind van God. Wat beteken dit? Ek weet nie, dit gaan anders vir jou beteken as my. Maar meer as ooit gaan ek die koninkryk verteenwoordig. Meer as ooit gaan ek die Here vertrou dat hy bonatuurlik deur my beweeg. Meer as ooit gaan ek hom vir 'n woord vertrou. Meer as ooit gaan ek reageer op sy stem. Meer as ooit gaan ek uitstap. Kry in die week 'n uitnodiging Amerika toe om te bedien. Klomp boere. En nie ons boere nie, die Engelse boere. Die Amerikaners. Vra of ek sal kan kom oplei rondom genesing en wonderwerke. Ek het klaar ja gesê, ek weet net nie wanneer nie. Hulle is blykbaar bang vir 'n oorlog nou. Dus ek sê, kom ons doen dit. Ja, maar ek sê man, skiet wat? Skiet wie? Amen. Ag, whatever sissies. Hoor gou wat met Samuel gebeur. En dis sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel, jy kan nie in hierdie tyd dwaas handel nie. Jy het die gebod van die Here jou God, wat hy jou beveel het, nie gehou nie. Want anders sal die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het by die Here, wat die Here jou beveel het nie. Jy is veronderstel om meer as ooit nou die koninkryk van lig te verteenwoordig. Wat beteken dit? 'n Woord wat opbou, wat stig, wat bemoedig, 'n plek van hoop, 'n plek van my God slaap nie, hy is in beheer. 'n Plek van ons vrees nie, ons hardloop nie, ons staan. Dis vir my so mooi, hierdie dame wat Dinsdag daai offergawe haar olie gebring het, en ek weet hoe dit in haar huis gaan. Daar is nie. En die Here gee vir haar bedrag. Praat met 'n ander ou tannie, ek weet nie wat met die ou tannies is nie. En die Here gee vir haar bedrag. Dis hy kyk in haar bankrekening, staan hele bankrekening, ek moenie worry, dit was nie baie nie. Ek ken haar persoonlik. Sy gee dit, toe sy dit gee daai middag, toe vermeerder die Here vir haar 10voudig wat iemand vir haar inbetaling maak. Hoor gou mooi, ek sê nie gee geld nie, al wat ek net sê is, kry 'n woord, want 'n woord gaan jou red in die seisoen, 'n woord gaan vir jou losbreek, 'n belewenis van hom. Ek sien hoe jy teen die Here staan in hierdie tyd, en jy sê, Here, praat met my, wat doen ek? En die natuurlike raak die bonatuurlike. Wie glo ons moet bonatuurlik beweeg in hierdie tyd? My vrou vra vir in die week, het jy details oor Amerika? Ek sê nee, ek het net ja gesê. Maar wat het jy ja gesê? Ek sê ek weet nie, ek het net gesê kom. Vir my is dit baie eenvoudig. As ek 'n oproep kry of kan jy kom, kan jy dit? Ek is gee my 'n sekond, ja, ek verklaar die Here op dit, ja. Of wat gaan dit kos? Ek weet nie. Wat gaan jy doen? Ek weet nie. Wel, hulle wou genesing, opleiding oor genesing hê. Waar is dit? Ek weet nie eens waar dit is nie. Dit is iewers 'n boeregemeenskap. Dis Amerika. Hoe groot is Amerika nou regtig? Ek weet hulle is te groot vir hulle skoene, maar ja. So Saul verloor sy koningskap. Maar hoor wat met Dawid gebeur. 1 Samuel 30:9-10. En hierdie is vir my so mooi. Hoor gou mooi, ons beste finansiële tyd in die geskiedenis van die kerk was wanneer? COVID. Funny is dit. Ons beste finansiële tyd in die geskiedenis van die kerk, die gesondste wat die kerk se bankrekening ooit was toe niemand van julle hier was nie. Ag, ek meen COVID. Maar wat het die Here in COVID vir ons gesê? Bou 'n kerk. Hierdie was 'n leë warehouse. Die Here het gesê, bel al die bouers, hulle gaan nie nou werk nie, laat hulle inkom en bou. Ek onthou van julle, halleluja.
Waar wil jy nou, as jy nou regtig moeilikheid wil hê, kry klomp boere bymekaar wat gewoond is om hulle eie plan te volg en laat hulle met saamstem oor 'n plan. Wie onthou die verhoog? Die boere, almal kom hier aan, hulle is besig om die verhoog. Die een sê dit, die ander een sê dit, die ander een sê dit. Die een sê nou dan vir die ander een, man, jy's 'n sissie. En die ander een, ek is soos, wow. Of ek weet nie, ek dink hulle het ander taal gebruik. En toe stap daar nog 'n ander een in van agter af en sê, wie daai ding so sy gat gebou? En toe kom ek en sê, almal raak vir my nou stil. Dis wat ons gaan doen. Dis die beste, ek gee nie of dit die beste plan is nie, julle sal my nou volg. En dat ons 'n verhoog. Amen. Halleluja. Daai was 'n interessante tyd. Maar wat het ons gedoen? En ek wil vir jou sê, of jy wil weet of nie, dis die toekoms. Die toekoms is dat jy vertroue gaan op die Here moet wees. Jou toekoms is jy gaan sy stem moet hoor. Die toekoms is, Here, wat sê U vir my, nie wat ek sê nie. Die toekoms is jou valse offers is dit wat jy in jou eie krag probeer. Ons moet nou hierdie opoffer, want die tye is taaf. Nee, jy het die Here nie gehoor nie. Jy het in jou vlees beweeg en nou kos dit jou. Ek het geen probleem met opoffer nie. Niks nie. As die Here vir my sê gee ek, as hy sê saai ek, as hy sê doen ek. Ek het nie 'n saak nie. Maar my vriend, as ek nie 'n woord het nie, skuif niks my nie. En wanneer ek 'n woord het, sal ek wag op die Here. Nou wat is die probleem? Wie van julle hou daarvan om in 'n lang ry by Checkers of Pick n Pay of waar ook al te staan? Nee? Wie van julle raak so 'n bietjie ongeduldig as jy meer as 15 minute in 'n ry staan? Wie van julle hou daarvan om by McDonald's te kom? Okay, ek weet van julle gaan nooit McDonald's toe nie, dis maar jy staan daar en nou is dit al 5 minute. Dis 10 minute, jy het bestel is 10 minute. Koos vat Kentucky, hulle kry dit beter reg. Hy sê, wait in the parking. En as dit 'n halfuur later, dan sê sy, kan nie dag verbygaan by Kentucky. Maar hier is die realiteit. Hoekom? Want baie van julle wil hê die Here moet voor die tyd opdaag. En jy het nie genoeg geduld om te wag vir die dag en die uur wanneer hy gaan opdaag nie. En dan begin jy in jou eie vlees, jy het 'n geduld issue. Ja, kom ek sê dit weer vir jou. As jy die 28ste rekening moet betaal, wie begin al die 24ste bekommerd raak sal nie geld is nie? Jy kan wees eerlik met jouself. As jy daai spesifieke tyd iets moet doen, jy weet daai is die sperdatum, wie van julle begin jou eie planne maak lank voor die tyd? En dis wat ons doen, dis kom ons die Here mis. Nou begin jy hierdie kant toe, daai kant toe, in plaas net om op die Here te wag tot op die dag, want hy het gesê op die dag gaan ek vir deurkom. Is die Here altyd betyds? Ja, maar hy gaan nie ons korrupte harte voor die tyd ontmoet, omdat jy nou skielik sukkel met ongeloof nie. Wie het ooit dit vir die Here gesê, Here, die dag as U vir my oorgenoeg finansies gee, sal ek vir U werk? Dis nie hoe dit werk nie. Jy begin met die werk, en soos jy die brood nodig het, gee hy, en soos jy die dit nodig het, gee hy, en hy gee vir jou op pad, en daar's nooit te veel nie, daar's altyd net genoeg. Dis hoe die koninkryk werk. Imagine jy het 'n afspraak. Jy moet by whatever, jy moet by die dokter wees. Nee? Ja, maar daai gaan nou verkeerd om werk. Jy het 'n afspraak. Iemand gaan by jou kom kuier, hulle wil met jou praat oor 'n transaksie. Nou daag die oue week vroeg op. Hy's 5 dae vroeg by jou huis. Hy klop, hy sê ek weet ons het 'n afspraak donderdag 4:00 en ek weet dis nou dinsdag 4:00. Maar ek's 'n bietjie bekommerd, so ek's nou 'n bietjie vroeg. Dis ons klink in die geesriem. Ons wil hê die Here moet hoe hy voor die tyd opdaag dat hy ons ongeloof kan ontmoet. In plaas van net hom te hoor en te wag vir die regte tyd. Julle lyk nou vir 'n bietjie vreemd. Laat ek my bril opsit, dan gaan dit weggaan. Nou lyk julle beter. 1 Samuel 30 vers 19. Wat sê Here se hart? 1 Samuel 30
vers 19. So Dawid kom by sy familie uit, hulle haal hulle in, hulle kry hulle en hulle sê, niks van hulle is vermis nie. Klein of groot, seun of dogter, of iets van die byt, niks van alles wat hulle vir hulle saamgeneem het nie. En Dawid het alles teruggebring. En Dawid het al die kleinvee en beeste afgeneem, en hulle het voor die ander vee gedrywe en gesê, dit is Dawid se byt. Nou is die ding, as jy net jou goed teruggekry het, dan gaan hulle nie sê dis byt nie. Wat beteken byt? Dis nie daai byt nie. Dit is, ek en jy gaan in 'n geveg in, ek vat my besittings terug, maar nou net omdat jy teen my gefight het, vat ek sommer jou beld, jou skoene, jou selfoon en jou kar ekstra. Luister gou vir my, iets moet in jou gees drop. Die Here wil sy kerk in hierdie tyd elevate, optel. Hy wil vir hulle wys dat die glorie van God saam met hulle is. Wanneer ons die Here toelaat om ons te versterk en ons versterk onsself in die Here, kan hy vir ons geleenthede gee in 'n tyd waar nie geleenthede is nie. En hier is die realiteit, my vriend, as jy al klaar begin droog maak het en jou eie planne gemaak het, gaan repent voor hom en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek is jammer. En dalk gaan hy iets eenvoudigs as jy sê, vir jou sê soos, hey, koop vir daai ou eerder 'n brood. Ja, maar Here, dan het ek die einde van die maand nie 'n brood nie, want ek het nou uitgewerk. Dis 5 brode, 4 weke, raak dit gehoorsaam. Raak dit gehoorsaam. Ek voel dis 'n tyd van vermeerdering. Ek voel dis 'n tyd van waar die Here bonatuurlik wil deurbreek vir sy kerk. Ek voel, ja, partykeer werk ons ou planne nie meer nie, want dis oud. Niemand doen nog goed soos ons dit 80 jaar terug gedoen het nie. So jy kan nie verwag dat wanneer die wêreld verander, dat die Here nie vir jou 'n nuwe vars plan gaan gee, 'n nuwe bonatuurlike belewenis gaan gee, 'n nuwe manier van dink gaan gee nie. Hallo? Hallo? Ek voel ons 'n shift, maar ek voel die einde van die belofte is wat? Dat die Here vir jou nie net wil teruggee wat die vyand by jou gesteel het nie, maar vermeerdering. Ja, maar jy's nie lekker nie. Ek weet. Ek sê dit ook die hele tyd. Ek is nie lekker nie. Wat gebeur by my is weird, dis bonatuurlik. Nee, ek werk hier regtig hard daarvoor en die Here doen goed. Maar een ding wat ek seker maak is ek hoor hom. As hy sê links is dit links, as hy sê regs is dit regs. As hy sê op is dit op, as hy sê af is dit af. Ek kyk ek het nou partykeer travel ek ons nou so 'n bietjie. En ek luister God's Generals. Net klomp godsmanne wat die Here in die verlede gebruik het. En ek sien wat hulle doen en ek sien wat ons hier doen en it's amazing hoe dit net soos in lyn is en baie goed. Maar dan sien ek baie van die ouens het wegbeweeg van die Here se plan af. En toe sink hulle. Wat sê die Here vir jou en wat moet jy doen? Wat is jou salwing? Waarmee moet jy besig wees? Jy kan nie passief wees nie. Jy kan nie op hierdie tyd ons het 10 woorde wat ek nie probeer gebruik nie. Jy kan op jou dinge sit en niks doen nie. Jy moet aktief in die koninkryk opdaag, hom hoor en sê, Here, wat is my salwing? Wat moet ek vir u doen? En dan, wanneer jy benoud is, nie benoude spronge maak nie, spring op jou knieë. Los van benoude spronge, spring op jou knieë. Sak jou knie en sê, Here, ek versterk myself nou in u. Wat sê u vir my? Here, ek wil u hoor. Here, so streme van lewende water kom deur my. Wys my, praat met my. Man, as die Here môre vir my sê preek in Israel, sal ek dit doen. As die Here môre vir my sê gaan na, wat is die plek wat so aangeval word nou? Irak. Iran, whatever. Hulle almal dra lappe. As die Here vir my sê gaan na 'n lapplek toe, dan gaan ek na 'n lapplek toe. En dan maak ons 'n lappies kombers. Soos daai moslim wat die vorige keer tot bekering gekom het in Malawi. 'n Baie cool storie, sit by hom, sy maat genesing nodig. Ek onderskei wat in haar liggaam aangaan. Ek sê net vir die Here sê vir my los die moslim, fokus op die tannie. Ek
Sê wel, dis fout in jou liggaam, bang, al genees die Here haar. En toe deel ek die evangelie met hom. Ek sê vir hom, wie is hierdie vrou? Hy sê dis my ma. Ek sê hoe lief het jy haar? Hy sê ek het haar die liefste van enigiemand in my lewe. Ek sê wel, die lewende God het haar nou genees. Ek sê maar ek soek jou lapkop. Ek het iets nodig om my 4 mee te begin by die huis. Haal hy sy wiki af, gee hy vir my, neem my Jesus aan. Dit braai nie so lekker nie. Toe maak ek 'n vuurtjie daarmee en toe braai ek later. 'n week later, amen. En ek gee vir hom 'n Bybel in ruil vir sy lapkop. Maar wat wil ek vir jou sê? Wat wil ek vir jou sê? Dis tyd om aktief te wees. Dis tyd om in die gees te beweeg. Dis tyd om hom te hoor. Daar's 'n koningskap wat jy nou in beweeg. Jy moet dit besef, jy is sy kind. En omdat jy sy kind is die reëls anders vir jou. Omdat jy sy kind is die reëls anders vir jou. Ek kry die wêreld jammer op hierdie oomblik. Maar ons het 'n hoopvolle toekoms. Ek wil net manna geproe. Maar die punt is net vir my om manna te proe, moet ek nie kos in my huis sien nie, en dan moet ek sê, Here, ons is nou daar. En dan sal daar manna wees. Maar niemand wil nie kos sê om by 'n plek uit te kom waar manna is nie. Sê gaan nooit weer te proe manna nie. Hallo? Okay, ek vertrou ook nie dat daar nie, ek vertrou dat die Here vir jou oorvloed sal gee, maar ek vertrou dat jy gehoorsaam is nog nooit tevore nie. Vertrou dat jy hom hoor, dat jy sal beweeg, dat jy sal doen. As ons boot is betaal in Malawi, het ons toe 'n video opgesit daarvan. Boots betaal, is gedoen. Engine is betaal. Hy loop, hy hardloop. Ek het nie geweet 'n 15 perde krag kan so gooi nie, daai boot lig so op. Dalk sien Here in dit ook. En ek sê vir die Here, dis wêreldoorlog. Hoe vra ek die gemeente nou vir dit? En die Here sê vir my, vra hulle, ek gaan hulle olie vermeerder. En die Here sê vir my, sit dit op die gemeentegroep. En 4 ouens bel jy, ek bel al 4, elkeen gee 'n bedrag, spesifiek wat die Here vir hulle sê, tot op die sent is dit genoeg. Verstaan jy? Hoor gou mooi, is die Here nog in beheer? Is die Here op die troon? Nou klim jy dan van die troon af asseblief. Dis tyd vir die bonatuurlike. Dis tyd vir 'n koninkryk van God wat manifesteer. Jy kan nie jou eie planne maak nie, jy kan nie jou eie planne maak nie, jy kan nie jou eie planne maak nie, jy kan nie sterk wees in jouself nie, wees sterk in hom. Ek het laasweek in Namibië bedien, amazing tyd gewees. Namibië se steak is net anders, amen. Wie het al steak tog geëet? Okay, dit is net lekkerder. Nou fens met ons steak nie, verstaan jy? Nou moune ou oor steak wat jy klaar eet en jy moune oor beter steak. Ek verstaan, dis bederf. Amen. Maar hulle steak proe net anders, maar kos gaan nie oor die steak aan nie. Maar dit was amazing geweest, goeie tyd. En die Here gee van die volgende stuk toe ek daar was. Genesis 4 vers 4. En ek wil hê jy moet soontoe blaai, Genesis 4:4. Nou wie onthou vir Kain en Abel? Kain en Abel, wat het gebeur? Die een bring skaap en die ander een bring groente. Watter een dink jy gaan die Here mee tevrede wees? Skaap! Natuurlik! Vir die groente mense. Dit staan daar, maar eers my begin nie, dit staan in die Bybel. Kom ek lees dit vir jou. Nee? Vers 4. En Abel het ook van die eerstgeborene van sy kleinvee, kleinvee gebring. Naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here praat met hom oor sy gesindheid, maar stop gou vinnig daar. En in vers 7 slaan Kain vir Abel dood. En ek sê, Here, hoe eindig die storie daar? Wie het al gedink daaroor? Hierdie ou bring die perfekte offer en hy gaan dood. Wie wil 'n bietjie meer gehoor het van hulle? Dis net soos, Here, hy bring hierdie offer voor u, dis amazing, bang, dood. Ek sê, hoe eindig is, en die Here sê vir my, presies, ek wil jy moet iets verstaan, 'n perfekte offer vir my is, waar jy nie meer betrokke is nie, dood.
Okay. Praat ek van 'n fisiese dood? Nee, ek praat van 'n opinie dood. Ek praat van 'n denke dood. Ek praat van en die Here sê vir my, Abel het eintlik die perfekte offer gebring. Ek wil hê my kerk, daar's 'n voorspeel van wat ek wil hê my kerk. Dis van Jesus wat sou doodgaan, ja, maar dis ook van jou. In hierdie tyd wil ek nie jy moet 'n opinie hê nie. Ek wil hê jy moet 'n antwoord hê van die Here. Hy sê die perfekte offer wat Abel gebring het, was 'n offer van sterf en self. Dis die perfekte offer en ek wil vanoggend vir jou vra, bring die perfekte offer voor die Here waar jy sê, Here, ek het nie meer opinie nie, wat sê U? Here, ek wil nie te veel hieroor dink nie, ek wil 'n ja of 'n nee van U hoor. Here, wat U vir my sê, sal ek doen. Here, praat net hard genoeg met my dat ek dit hoor. Gister, haleluja. Ek's in Pretoria. My vrou bel my en dit is nie my vrou nie, dit is my kinders. Dan sê Elia vir my, "Pappa, ek wil 'n hondjie hê." Dan sê ek vir hom, "Nee, jy het 'n hondjie, Boeta. Ons het 'n hond met die naam Boeta. Dis jou hondjie wat 'n hond is." Hy sê, "Nee, ek wil nog 'n hondjie hê. Dit is al katjies ook of 'n kat of iets." Dan sê ek soos ons nie manier nie. Hy bel my terug. Dan sê ek soos ag nee, die kind in sy kop klap. Ag ek meen, dissiplineer as ek terugkom. Hy bel my terug. Hy sê pappa, ek het gebid daaroor. Hy sê pappa, Jesus sê ek kan 'n hondjie kry. Dan sê ek vir hom, ek hoor ook die Here, jy weet dit, nê? Nee. Ek sal bid daaroor. Nou as ek daar by Loftes en ek begin bid, ek sê Here, die Here sê vir my, ek het met hom gepraat, laat hy doen wat hy wil. Nee, dis sê die Here ja. Dan bel ek my vrou, ek sê, hoe stry jy met dit? Nee, buite dat hy regtig kan aanhou. Nou die Here ook gesê, ek het hom gehoor en ek sê ja en jy sal vir hom een gee. Dan bel ek my vrou en sê ek vir draai hom net oor dit om vir 'n kat te gaan want ons het nie 'n kat nie. Nê? Ek wil nie die Here manipuleer of hom nie, verstaan, maar kom ons draai net om dit okay te maak vir 'n kat en sy praat met hom en sê nee, hy sal vir 'n kat ook gaan. Verstaan, en daar gaan hy vir 'n kat. Maar die punt is net ek is 'n paai tot nie so opinie as ek nie die Here hoor nie. Ek is 'n paai tot nie opinie as ek die Here hoor nie. En wie wil ek vir jou sê, ek glo met my hele hart dat ons in 'n amazing tyd is. Efesiërs 6 vers 10, gaan vir sien toe. Tieners, het julle gehoor wat ek nou gesê het? Gaan brul oor, sê vir jou pa wat jy beleef. Ek kan nie alleen in die moeilikheid wees nie, ek trek julle by hierdie ding in. Maar onthou, jou pa kan ook sê, hy hoor ook die Here en hy kan nee sê, of hy kan my bel en sê, bid saam met my en dan is ons 2 teen 1. Efesiërs 6, is julle daar, vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, maar voor hy begin by die wapenrusting, waarvan praat hy? Word sterk in die Here. Wat het Dawid gedoen? Ek versterk my in die Here. Wat wil jy nie doen nie? Jy wil nie sterk wees in jouself nie. Jy wil nie sterk wees in jouself nie. Amen. Wil afsluit en wat ek voel die Heilige Gees wil doen, is hy wil jou kom bekragtig en ek wil jy met saam my blaai na Eksodus 31 toe.
31 vanaf vers 3. Hierdie was die seun van en ek het hom vervul met die gees van God. Gees van God het oor hom gekom, né? Met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werke. Wat voel ek? Ek voel die Here sê as jy jou vertroue op hom vasmaak, wil die gees van die Here oor jou kom vandag en hy wil jou bekwaam maak vir allerhande werke. Dis soos 'n entrepreneursgees wat hy wil losmaak oor jou. Om wat te doen? Wel, om in hierdie tyd finansies los te maak. Om in hierdie tyd ander idees te hê, om in hierdie tyd nie te doen wat almal doen nie, maar ander goed te doen. So wie wil dit hê? Jy moet al twee hande opsteek, anders gaan dit gebeur nie. Okay, so great. Wat gaan hy sê? 4 sê hy, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande werk, En nou net jou hande so uit na die Here toe, sê, Here Jesus, maak my bekwaam deur die Heilige Gees. Geef my nuwe planne, Here. Maak my bekwaam. Ek wil doen wat ek nie kon doen voorheen nie. Laat my anders dink, Here. Al begin die Heilige Gees, come on, meer. Release dit, Here. Geef ons planne uit die hemel uit, Here. Geef ons bonatuurlike visioene en drome van wat U met ons wil doen. Maar Here, maak ons capable soos nog nooit tevore nie. Hier, daar begin dit meer val. Shorika. Bo sira garakato sira rabate. Ek ken die planne wat ek vir jou het, planne van voorspoed en nie van teenstand nie. Shisarabaso. Jesus, al begin dit. Sê net, Here, ek vertrou U. Jesus. Daar het klaar gebeur. Dankie, Here. Wat doen jy nou? Jy gaan bid en jy sê, Here, wys my waar daar ander kanale is, wys my wat ek anders moet doen, wys my Heilige Gees, en skielik gaan jy goed voor jou sien, jy gaan goed gaan voor jou kom, en jy sê, is dit, Here, en as die vrede van die Here op het is, gaan vir dit, en maak seker is hy, voel sy hart, nee, versterk jouself in hom in hierdie tyd, en weet jy wat, jy sal die vooruitgaan van die Here sien. Jesus, ek sien hoe Here dit vasmaak in ons gees nou, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons sterk is in U. Daar's niemand soos U nie, ons het U liewer as die lewe. Jesus. Is gedoen. Amen en amen. Great, vanaand vriende, ek's baie opgewonde, ek doen vanaand droominterpretasie. Okay, so ek gaan vir jou verduidelik hoe om drome te interpreteer en te verstaan as die Here met jou praat. As jy genesing nodig het, kan jy vorentoe kom, bevryding nodig het, kan jy vorentoe kom, 'n woord van die Here af kan jy vorentoe kom. En ons waardeer julle, ons is lief vir julle, bless julle. Totsiens.